Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, as 'n mens so om jou heen kyk na al die gebeure in die wêreld, as ook hier in Suid-Afrika, alles wat hier gebeur, die xenofobie, die absolute verskriklike hoë werkloosheidssyfers, die infrastruktuur wat tot niet gaan, tot niet is. Ag, en so kan ons nou maar aanhou opnoem, die dienste en alles daarmee saam, en munisipaliteite se finansiële state, en so kan ons aangaan. Dan besef 'n mens, as jy so om jou kyk, dat daar baie min mense is wat besef wat besig is om te gebeur. Internasionaal sowel as nasionaal. En dan sien jy wanneer daar opflikkering is nasionaal, soos byvoorbeeld die xenofobie, en ek sê nou opflikkering menende die energievlakke 'n bietjie verhoog, of dit nou xenofobie is, of dit 'n Natal situasie is wat ons paar jare gelede gehad het, hoe dit ook al sê, dan is daar skielik asof die mense sê, goed, kom ons sluit aan, of kom ons doen dit, ook net vir 'n wyle, ook net vir 'n paar dae, of 'n paar ure, of 'n week of 2, dan taan die energie weer. En dan is daar 'n interessante profesie, en ek gaan die profesie noem, maar dit hoef nie eers 'n profesie te gewees het nie. Sien het 'n gesig gehad waar hy sê, hy sien ons het parels op ons oë, want ons sien nie wat besig is om ons te gebeur nie. En dis 'n baie interessante, nou ja, kom ons los dit as 'n profesie, want daar's mense wat mos nie regtig wil ag gee op die profesie nie, so dan kyk ons maar na die fisiese ook, want Suidlanders was nog altyd profeties, maar ook die fisiese. Wat sien ons? Wat is die bewyse? Wat is die projeksie? Waarheen gaan dit? Die fisiese ook. En hoe dit ook al sê, ja, daar sal eendag 'n dag kom wat die mense wat anti-profesie was, vir 'n mens gaan vra, wat sê die profesie nou? Nou ja, dit sal 'n baie bedenklike en 'n baie slegte dag wees. Dit kan ek vir u waarborg. Hoe dit ook al sê, kom ons kom terug na die punt toe, dat mense nie sien wat besig is om hulle te gebeur nie. Nou as iemand nou vandag vir my, ek het nie geweet van 'n profesie nie, dit was nie tot my kennis gekom nie, en iemand sou vir my sê, weet jy wat Gustaf, dis asof die mense parels op hulle oë het, en nie sien wat besig is om te gebeur nie. En dan sou ek gedink het by myself, ja, dis 'n baie raak beskrywing vir wat ek sien en beleef, want baie dae, baie aande as 'n mens gaan slaap, eintlik oggend, is min dat ek voor 12 in die bed kom om deur al die werk te kom. Hoe dit ook al sê, wanneer 'n mens in die bed kom, dan dink jy, hoe sien hierdie mense dit nie? Hoe sien hulle nie hoe die profesie van die Bybel, van Openbaring, van Daniël, van Esegiel, van Jesaja, in vervulling, ag, ek kan nog heel wat noem wat profesie gehad het vir hierdie tye, en dan dink jy, hoe sien die mense dit nie raak nie? En as iemand vir my dit gesê, die sin, weer is asof die mense parels op hulle oë het, hulle kan nie sien hulle sien nie wat om hulle gebeur nie. Dan sou ek vir so 'n persoon gesê, dis die raakste, beste beskrywing in woorde vir wat ek beleef. Kom ons vat 'n voorbeeld byvoorbeeld nou, van hierdie xenofobie nou. Nou, 'n wyle gelede, enkele weke gelede, weet ons het die Suid-Afrikaanse regering gesê, hulle gaan weermag ontplooi as gevolg van die hoë misdaad daar in Khayelitsha in die Wes-Kaap. Hulle gaan in Kaapstad, met ander woorde omgewing, daar gaan weermag ontplooi word, en daar gaan weermag ontplooi word in Port Elizabeth of in die Oos-Kaap en ook in Johannesburg vir hierdie misdaad. En onmiddellik is almal op die wa en sê ja, misdaad, en dit is nodig dat die regering 'n groter ontplooiing, dat ons hierdie misdaad kan bekom. Op die einde van die dag, my pa het altyd vir my gesê, hy het dit nou op sy eie manier gestel, hy het vir my gesê, as 'n ou nou so daardie jare oor 'n rugbywedstryd se uitslag en telling, dan sal jy nou sê, ja, maar die skeieregter was nie regverdig nie, of dis omdat daai ou die bal misgevang het. U ken mos nou al die verskonings wat daar is. En dan het hy vir my pa was 'n baie wyse mens, en hy het vir my gesê, jy weet, oor 10 jaar van nou af, 20 jaar van nou af, 30 jaar van nou af, dan is dit wat die tellingbord sê. Dan gaan kyk jy na die geskiedenis, dan sien jy Noord-Transvaal het daar vir Vrystaat of vir WP gewen, en die telling was 2018. Niemand weet dan, iemand het die bal laat val nie. Niemand weet dan meer of 'n skeieregter regverdig was nie.
Die tellingbord is wat aan die einde van die dag praat. En ek wil hierdie vergelyking vir u bring hiernatoe. So nou sê die tellingbord vir my, jy het nou al hierdie redes, misdaad, kom ons doen ontplooiing. Die tellingbord sê vir my, daar's nou weermag ontplooi in die Wes-Kaap, in die Oos-Kaap en in Johannesburg. Nou kom hierdie xenofobie. Nou eerstens, is dit nie vir u vreemd? Dink mooi hieroor. U kan by die kommentare reageer daarop, asseblief. Is dit nie vir u vreemd dat daar mense is, rolspelers is, individue is, wat opsweping doen vir hierdie xenofobie, vir hierdie vreemdelinge haat, word daar opsweping, vind daar opsweping plaas. Daar word datums gegee. As julle die 30ste Junie uit is nie, dan is dit duidelik dat daar geweld, want ons kan al sien hoe die geweld prut. Ons kan al sien hoe die geweld lek by plekke. Ons sien hoe ouens met die vuis geslaan word. Ons sien hoe ouens met stokke geslaan word. Ons sien hoe mense met sambokke geslaan word. Ons sien hoe hulle uit hulle winkels uitgesleep word en alles gesteel word. So hier is 'n eskalasie en wat vreemd is. Want die eerste wat jy mos nou doen, mense, kykers, luisteraars, as ek nou môreoggend begin om mense op te sweep tot geweld, ek sal nie môre aand sien nie, dan sluit hulle my toe. Hier word niemand toegesluit nie. Niemand toegesluit nie. Dan kom die reaksie van die regering af en sê, weet julle wat? Ons gaan nou weermag ontplooi in Natal, ons gaan weermag ontplooi in Oos-Transvaal, Noordwes-Transvaal, Vrystaat. So nou as ek weer na die tellingbord gaan kyk, na dit, gaan ek nou 'n weermag ontplooiing sien, eintlik maar oor die hele land. Met baie oulike redes, misdaad, xenofobie, hoewel hulle in hierdie vreemdelinge haat, geen opstoker, geen een wat geweld spreek, arresteer nie. Kom ons toets dit op 'n ander manier. Hoekom is die koning in Natal van die Zulus glad nie genoeg met die ontplooiing van weermag in Natal nie? Hoekom nie? Hoekom sal hy nie vir misdaadredes die weermag daar wil hê nie? Hoekom sal hy vir vreemdelinge haat argumente onthaal hulle nie daar wil hê nie? Want hy weet dit gaan oor meer as net vreemdelinge haat, meer as net misdaad. Hy weet dit, dis hoekom hy nie daar wil hê nie. Hy het nie parels op sy oë nie, kykers en luisteraars. Verskoon maar dat die skade weer nou so op my gesig val, maar die son kom nou so nou en dan deur en dan vang hy 'n ou nou. Maar hy weet, dit gaan, soos ons in Afrikaans sê, dit gaan nie om dowe neute nie. Dit gaan nie net oor vreemdelinge haat, dit gaan nie net oor misdaad nie, dit gaan oor om 'n ontplooiing te kry. Vir wat in die toekoms, in die nabye toekoms miskien, gaan afspeel, dan is die weermag reeds landwyd ontplooi. As daar beheerpunte opgestel wil word vir 'n Ebola, vir 'n hantavirus, vir wat ook al, vir vreemdelinge haat, ons moet nou die beweging van provinsies begin beperk, dan is die weermag reeds geposisioneer, reeds logistiek in plek, om padblokkades, om beheerpunte op te rig en op te stel. En dan sien 'n mens die uitlang en die reaksie van die Zulu koning, en jy verstaan hoekom hy dit sê, want aan die einde van die dag, gaan jy sit met 'n weermag ontplooiing, bykans in al die provinsies van die land. Dit is wat die tellingbord vir ons aan die einde gaan sê. Ongeag al die storieetjies, ongeag het die skeieregter gekroek, het hy oneerlik gewees, het hy kant gekies, was daar partyskap, of die ou die bal laat val, of die ou, dis omdat die ou die rooi kaart gekry het, en hy het nie verder gespeel nie, dis hoekom ons verloor het. Al daai redes maak nie saak nie. Wat op die tellingbord staan, is wat saak maak, aan die einde van die dag. En ek wil net vir u sê, daar is 'n klein hoeveelheid mense in die land, wat nie parels op hulle oë het nie, wat nie dowwe oë het nie. Kyk as 'n luisteraars, die van u wat nou al, wat op plase was sal weet, koei, beeste, vleisbeeste, veral perde, diere, kry so dowwe oog wanneer daar 'n inflammasie, 'n ontsteking, een of ander gras in die oog gesteek het. En dit laat my so baie aan dieselfde dink, as wat Siener gepraat het van die parels op die oë. Maar nie almal het parels op die oë nie.
Die van u wat se oogklappe afval intussen tyd, wat dalk die parels verby die parel in die oog begin kyk en dit sien vir wat dit is, die groter ontplooiing vir groter dinge wat kom, groter aksies wat gaan afspeel, groter krisisse wat ons name gee soos anargie, volksmoord, revolusie, oorlog, noem dit wat jy wil. Proxymagte wat teen mekaar gaan veg in hierdie tye wat kom, dan is die weermag reeds ontplooi. Kykers en luisteraars, aan die einde van die dag hoop ek dat daar meer mense die klappe van die oë sal afval, die parels uit die oë sal uitkom, en die mense sal besef wat besig is om ons opgestel, opgerig, gereed, reggemaak te word vir wat die profeseë vir ons voorspel het en vir wat ons in die projeksie sien gaan gebeur en wat ek al in vorige video's vir u gesê het. Hoekom? Aansluit, deel raak, baie eenvoudig, om u self op die bes moontlike plek te posisioneer, dat wanneer, welke rede, of het 'n pandemie is, of het vreemdelinge haat is, of het doodeenvoudig werkloosheid is wat te veel raak, ekonomie wat in duie stort, dollar wat in duie stort, wat ook al, die Bab el Mandab straat wat toegemaak word, dit is daar die straat weer van die Rooi See af, en ons energie, en ons diesel, ons brandstof, ons petrol, ons gas, gaan in nog 'n groter krisis in. Dan sien ons en weet en verstaan ons, daarom is die weermag dan reeds ontplooi, landwyd. En waar plaas dit u? In en ten tye van anargie, chaos, revolusie, volksmoord. Kykers en luisteraars, raak deel, sluit aan, ek gaan vir die 1000ste keer sê, as jy nie fondse het nie, een oproep, sê jy het nie fondse nie, en as jy sluit steeds aan. Skakel met jou leierskap in die omgewing, sodat jy saam met 'n groepering is, in hierdie tye. Die weermag is besig om te ontplooi, landwyd, as sulks, dan dink ek moet ons ook seker maak, landwyd, gereed maak. Nie vir aggressie nie, om nie 'n party tot hierdie konflik wat kom, te wees nie, maar onsself as 'n party uit hierdie konflik te verwyder. En daar om te sien na ons geliefdes. En as ons daar gepla word, het ons alle reg in Suid-Afrika en in die wêreld om onsself te verdedig. Jy moet 'n pragtige week hê tot ons weer praat. Totsiens.